Right, ons is vandag hierso op Nampo 2026 by Arlington Staalwerke. Sekondêre bewerkings, nee, of jy weet as jy met materiale bietjie wil inkorporeer in die grond, skoffel, daai tipe van goeders. Ek praat met T. Gaan my 'n bietjie meer vertel wat se oplossings het hulle en wat is die belangrike punte waarna jy moet kyk wanneer jy 'n besluit maak oor 'n implement. Nou moet ek hier die knoppie raak gedruk kry. T, hoe lyk dit? Andrei, baie goed, dankie met jou man. Nee, wat doodstil rustig. Okay, kom ons praat gou 'n bietjie sekondêre bewerkings. Jy weet, eerstens, wat se verskillende bewerkings kry mens rondom die goede en dan kan ons so 'n bietjie instap in elkeen waar sy voordele en nadele daai tipe van goeders lê. Gou Andrei, ons kan redelik help met enige iets van nastroop af of jy oesreste wil insny en in lekker bewerkbare stukke kan kry tot en met skoffel regdeur kalkinwerk, kunsmisinwerk met ons Stilmaster reeks en ons Flexmaster reeks en dan natuurlik as jy goed wil insny is ons Stabelmaster 'n redelike ding om na te kyk om koste-effektief jou materiaal te beheer. Wat is die behoeftes wat die ouens gewoonlik na julle toe mee kom is in terme van okay, wat spesifiek wil hy doen? Baie ouens se bewerkingspraktyke verskil, maar ons probeer almal help, maar die groot ding wat almal maar wil hê is kwaliteit, duursaamheid en natuurlik koste-effektiwiteit op die masjien se bewerking en natuurlik die aankoopprys of die eerste kapitaal uitleg. En sê gou vir my, is dit materiaalinkorporasie of skoffel of wat is gewoonlik sy die grootste behoefte? Ja, dit is maar materiaalinkorporasie ook of om daai eerste kors te kan breek sodat jy daai kapillêre stygings kan voorkom en verhoed dat jy kan vog bespaar en al ons implemente kry dit reg aangesien ons die lekker saadbedrollers ook agter het. So jy maak daai kombers en jy seël jou grondprofiel af laat alles nie net verdamp nie. Uitstekend. Nou kom ons kyk gou hierso, wat is die eerste ene wat ons aan hier, kom ons sê ons noem hierdie dan ons julle skoffelbewerking komponent en dan daai dik rolmoer ons gaan nou by hom kom. Yes, hierdie is ons Stilmaster, Andrei, soos wat ek jou maandag ook vanaand gesê het, dis 'n ding wat ons vir baie lank gebou het en ons is nou weer 'n bietjie terug op hulle, aangesien ons moet kyk na kostes op bewerkings. Hy trek baie ligter, kan ons sê, is 'n ligter tipe diens skoffel, so jy gaan bietjie vlakker met hom werk. Kom ons sê jy moet kyk om lande wat begin groen word, dit te kan aanspreek en die onkruidbeheer te kan doen en natuurlik 'n ongelooflike mooi saadbed agter te maak net voor plant. So dit kom daarop neer dat jy ook nie te diep wil werk en te veel grond wil vermeng nie, dat jy lekker die pitte in die vog kan neersit en nie te veel vermenging kry van die droër bo grond en jou natter ondergrond nie, maar jy wil steeds mooi skoon. Hierdie is 'n ding wat ek amper half net vir die planter ook kan doen as ek sou moet. In plaas van om dalk 'n burn down te doen, kan ek hierdie ene deurhardloop. Ons weet baie keer speel die wind nie saam nie en dit toestaan is maar net nie altyd Sê gou vir my hier aan die agterkant, ek sien hierdie rollers, julle het hom heeltemal, ek het dit nog actually gesien nie. Dis nou 1 2 3 4 5 klein rollertjies. Ja. Nê? Wat julle ingesit in plaas van 1 of 2 lang rollers. Hoekom julle dit gedoen? Ag, dit gaan maar ook oor staantyd. Die beerings kan net soveel dra, so meer seksies. Dit is bietjie duurder, maar ek dink in vandag se plantvensters en die vensters wat jy het om te kan werk, gaan dit baie keer oor staantyd. So dit gaan maar oor effektiwiteit en werksverrigting. So ons het kleiner seksies laat jy minder staantyd het en dat dit vinniger is om te ruil indien daar 'n probleem sou wees. Druk die kleiner seksie kan jy hom nie ook kry dat hy 'n bietjie harder druk op die grond dat jy 'n beter seelaksie kry nie. Definitief, want soos jy nou kan sien, al ons rollers het maar sy 2 arms op, soos wat julle hier kan sien. Ja. En dit gaan gepaard met die vere. Jy kan natuurlik vere byvoeg ook. Ons het verskillende roller opsies en arm opsies. So ja, jy kry 'n beter drukking. Ek meen die oppervlak wat 'n langer roller moet druk met net 2 arms gaan definitief minder wees. So jy gaan 'n beter saadbed kry uit hierdie rollers uit. En hoekom het hy hierdie patroon? Julle lekker met hierdie patroontjies, nê? Ja, dit gaan maar oor die vrye rol, die heliese vorm, hy rol makliker en dan gooi natuurlik vir jou bietjie die grond ook. So daai groen vuil goedjies wat opkom, ons weet jy wil hom eintlik dop laat sy wortels boontoe lê, laat hy maar in die son kan lê en verdroog. So dit gaan maar daaroor, hy gee 'n lekker aggressiewe aksie wat dan verseker dat die onkruid effektief doodgaan. En dan die teenkant is, jy kan hom omdraai
dat hy ook weer minder aggressief is indien jy in sanderiger grond is. So jy het 2 opsies op hierdie roller ook, dat jy hom net omdraai, dan is hy bietjie minder aggressief. Baie cool. Okay, nou verduidelik my wat gaan hier aan. Wat se moet ek hierdie drommetjies voor die noem dit voor hierdie tuintjies. Okay, dis ons Rowmaster of ons rygewaskoffel reeks. Ja, Jy sal sien, dis 'n Afray 91. Nou die raam is redelik fris gebou. Nou hy werk self by ons op die plaas ook, maar ons het hom so gebou om vir die ouens na die weste toe Ja. net bietjie kan wys hoe die 16 ry sou gelyk het op die ou ende van die dag. Okay. So ons het al gemaklik gebou tot op 16 rye 91 en dan het hy die agterste raam wat nou net bietjie versterking gee met die dubbel silinder voor wat maar net help dat alles beter hou. Okay, want ek en hoekom het hy die drommetjie voor vir wat? Jy het dit gevra, dit gaan maar vir ons maak die staalwiele self. 'n Rygewaskoffel is mos een van daai goed wat jy op 'n stadium wil haak, dan kom jy daar en dan het jy nou 8 papwieletjies wat eers moet koöperasie toe gaan en wat jy moet regmaak. So gaan maar oor papwiele, dis jou dieptebeheer op jou ry-eenheid. Maar ons het die drommetjies gemaak juist net om opstaandheid te verminder. Maar die trekkers is mos nou slim. Hoekom doen ek nie my dieptebeheer op my lift nie? Ek dink mens moet op 'n implement soveel beheer as wat jy kan beheer en dis maar net 'n toevoeging wat mens maak wat jy verseker dat jou implement stabiel is en ek dink op 'n rygewaskoffel is dit een van die belangrikste punte. Hy moet regtig stabiel wees. Anders gaan jy plek die hele tyd hardloop, jy wil nie hy moet die goed gaan uithaal. Iewers rye uithaal as daar 'n bietjie 'n ongelykheid in die land is en soos wat in van die dele in Suid-Afrika om maar het. As dit plat is dit nog maklik. Maar ja, dan sit ons nog die dieptebeheerwiele voor ook op wat help dat die hele raam konstant bly. Al het hy sy parallel aksie en hy's onafhanklik elke karretjie, help hierdie net om alles definitief te stabiliseer. En dan het julle Stabelmaster, nê? Nee? Ja. Ek onthou mooi. Nee. Yes. Okay, so julle het hom so 2 jaar terug dinge gelons op Nampo, ja. né? Hierdie spesifieke een is die een wat hier gelons was. Hy's nou 3 jaar oud, kan jy sê. Hy het al gewerk, ons het hom op die lorry gelaai direk uit die lande uit, so dis so hy lyk na 3 jaar. En julle het 'n paar van hierdie masjiene wat nou loop in die veld, né? Nee? Ja. Wat is die ouens se terugvoer rondom hulle? Ons het gister 'n kliënt hier gehad wat kom kyk het en kom sê dis een van die beste toevoegings wat hy tot sy boerdery gemaak het. Ja. Dit gaan weer oor koste en koste-effektiwiteit en dan natuurlik die bewerking wat hy uit dit uitkry. Wat is sy hoofdoel? Wat werk jy met hom? By ons, dis maar om jou stokke of stoppel te beheer. Aan ons kant waarvoor ons hom baie gebruik is natuurlik jou sonneblom. Ja. En dan natuurlik sorg hom ook hardloop ons hulle, maar baie van ons ander kliënte gebruik hom op hulle sojas en so ook. So enige ding op die ou ende van die dag. En dan as ek reg is hy basies kap die materiaal fyn hier voor en dan gebruik hy die vertical skottels net om 'n bietjie van die grond te inkorporeer, is ek reg? Ja, vernaam op sonneblom kry mens mos baie keer die probleem dat daarvan die stokke skuins oor die ry val. Ja. En dan wat met 'n konvensionele rolmoer die probleem is, hy val skuins oor en dan rol hy net oor hom en niks vang hom nie of hy vang net 'n puntjie. Nou wat die roller voor verseker, hy maak alles plat en indien hy dan nou 'n stok mis, dan druk hy hom plat en die agterste ryskottel kom maak vir jou seker alles is in mooi 180 mm stukkies. En daai wat julle die ek meen julle het hom gebou spesifiek vir daai korsie wat hy maak. Ja. Daai eerste 100 wat hom uitbak en dan verloor jy vog deur daai besigheid en hy net 'n bietjie materiaal inkorporeer en nog steeds genoeg materiaal hê vir die beeste en al daai goed. So julle het nou tyd gehad om 2 seisoene om hom nou ordentlik te toets. En wat is julle ervaring rondom dit? Doen hy wat hy veronderstel is om te doen? Ja, definitief. Andrei, soos ek gesê het, hy is eintlik veronderstel om te hardloop soos wat hy nou hier staan, maar ons wil maar graag kom wys en dit is definitief. Ons het 'n redelike veekomponent ook aan ons kant en die stelsel waarin ons is, werk fantasties. In die verlede het ons gesukkel met konvensionele diste wat baie swaar trek en so. Daar's te veel vermenging. Jy kry te veel vaslegging of jy begrawe die materiaal. Jou beeste kan nie wy nie, maar die kan jy nog wy. So hierdie is net letterlik
maak hy mat, laat hy nie uitbak nie, en dan kan die bees nog steeds kom eet. Definitief. En dan kry jy daarom nog 'n baie goeie mate van onkruidbeheer op jou lande op natuurlik. Sien, daar is wat ek soek, nee. Okay, en dan hierso het julle julle Flexmaster, nee. Yes, korrek. Dit bly maar ons vlaggenskap implement en die ding wat ons al die meeste van verkoop het en in die veld het, ook deur en deur al sy staal bewys, as ek dit so kan stel. 'n Moed voel ek ook op elke saaiplaas. Jy het baie, dis 'n baie versatile implement. Ja. Verskoon nie Engels nou, maar jy kan dit magte om verskillende skare ook opsit, as die toestande ook bietjie taai raak, waar ons Toolmaster nie noodwendig sal kan werk nie, gaan jy nog steeds met hom kan werk. Jy kan buitelskaartjies opsit, so jy kan hom amper in enige tipe grond gebruik, of jy kan hom in enige tipe grond gebruik, deur net bietjie te gaan speel met die verskillende skare wat jy opsit. En wat se buites kry ek hom alles? Enige iets van 'n 9 tand wat by die 2 meter is tot 'n 13 meter. Lekker groot. Net soos jy hom wil hê, nee. Ja. En sê gou vir my, in die ander konfigurasies ook, ek neem aan julle is redelik flexible, behalwe seker op die Stubble Master, hy is redelik set soos wat hy kom. Ja, ons het hom 'n 7,5, 'n 6 meter en 4 meter model wat produksie hardloop. Ja. Die planne is om natuurlik groter te gaan. Ons moet net by alles uitkom om die goed reg in die veld in te stoot. So ja, op enige van ons goed, ons bou hom eintlik van hoe klein jy nodig het tot hoe groot jy nodig het. 100% met jou, nee. Laaste ding, maar ek wil net gou so vinnig hier, kyk net gou hierdie rollers, want ek sien julle hou by dieselfde ding van, dat jy ordentlik jou rollers apart kan hardloop en dat hy ordentlik kan druk. Yes. As ek hom moet vergelyk met iets soos 'n kettingdis, diesel gewys, maar jy weet ons raak nou baie meer sensitief wat dit aanbetref ensovoorts. Ja. Hoe vergelyk hy met iets soos 'n kettingdis uit die dieselverbruik oogpunt uit? Ek dink 'n kettingdis is ook een van die implemente wat redelik aan die voorpunt van effektiwiteit is. Ja. Maar ek dink dis eerder 'n ding wat ek met ons Stubble Master sou wil vergelyk. Yes. Hy is enige iets tussen met So dit is 'n verskillende bewerkings eintlik. In my oogpunt ja, kom ons sê maar 'n tipe van 'n snybewerking, hierdie is 'n skoffelbewerking, maar op ons Stubble Master enigiets tussen 2.7 liter per hektaar tot 3.6. Ja. Op die trekkers wat by ons nou hardloop op 'n 7,5 meter, en dan op die groter oudjies, dit hang ook nou maar af. Van die kleiner trekkers se dieselverbruik is bietjie minder, maar ek dink op die skoffels hier in die omgewing van 'n 8 liter per hektaar is waar hulle min of meer hardloop. So hy's nog steeds 'n ekonomiese implement vir wat jy gedoen kry. Jy kan bietjie dieper losmaak en jou saadbed agter hom is ongelooflik. So bietjie twee verskillende goed volgens my, maar nog steeds manne moet maar kyk op die einde van die dag wat jy wil doen. Ja, en natuurlik 'n ander ding wat mens moet in ag neem is die kapitale uitleg tussen die twee. Ja, daai is 'n baie groot consideration. Nee, 100 T. Dankie baie. Dankie Andrei. Right. Okay. So, as jy enige vorm van 'n skoffelbewerking of wel snybewerking, jy weet daai tipe van goed is, kom met Arlington Staalwerke in kontak. Ja, soos hy sê, daai ene val eintlik, hy nie ketting, dis hardloop eintlik meer saam, nee, op die einde van die dag. Maar as jy ding wil skoffel, nee, kry vir jou so lekker wye besigheid. Of kry vir jou 'n ou, jy weet die wondertillers. Hulle maak hom ook. Dis die van Farm Spice af. As jy na Nampo toe kom kuier hier by Arlington Staalwerke. Tot volgende keer. Groete. Hey. Nou moet ek by die finish knoppie kan uitkom. Moenie worry nie, ons gaan nou vir julle Kobai sê. As ons net weer, is my knoppie terug. Cheers.